Sy's bietjie van 'n spice case hier. Spicy cases. Welkom by die Kultuurklik. Ek is Joanne Willybridge en saam met my is Leonie Besuidnout en Lisanne van Wyk. Hallo. So, liefde is in die lig vandag, al is dit nou nie Februarie nie. Ons gesels vandag 'n bietjie oor die jongste seisoene van Boersoeke Vrou en Love is Blind. Lisanne, ek dink jy moet eintlik vir ons daar wegkom want jy is die Love is Blind kenner, vir die wat nou dalk nie heeltemal weet. Is jy 'n kenner? Wow. Wel ek het. Wanneer het dit Ek het gebeur? al 9 seisoene of soos. Okay. Ja, 9 seisoene. ek dink ek het soos die 9de seisoen gekyk en toe kyk ek alles in 'n week. So So dis iets wat jy op jou CV kan sit op die einde van die dag. Ja, ek het die binge gerespekteer. So basies is Love is Blind, daar's 'n paar. Daar's een in die Verenigde Koninkryk en daar's een in Amerika en jy het meer die Swede was my gunsteling. Swede? Ja. Is daar 'n Sweedse Love is Ja, Blind? en dis die beste een. En niemand wil my glo nie. Maar ons hou nie van die woordjies nie. Nee, ek gee nie om te lees nie. Ek Ja. sit hulle daar translate en Kyk jou. kyk dit aan. Maar basies gaan hierdie program nou maar net oor 'n groep vroulike enkellopenis, manlike enkellopenis. Hulle is in twee verskillende huise. Hulle date dan mekaar deur 'n muur. So hulle sien mekaar nie en dis waar die pods nou vandaan kom want elkeen is in 'n pod en hulle praat met mekaar deur hierdie muur en dan moet hulle verloof raak aan die einde van dit sonder mekaar te sien en hulle sien mekaar eers wanneer hulle nou verloof is en dan gaan hulle op 'n vakansietjie en hulle trek saam in en dan moet hulle nou basies vir mekaar sê ja Of hulle nou nee, wil trou ja of nie nee. op die einde. Nou, ek het nie die jongste reeks gekyk nie. Ek het nog net die Verenigde Koninkryk se een gekyk. En ek Baie boring. Nee, is nie. Snoesfest. is dit daar was 'n baie aantreklike ou daarin gewees met 'n begrafnisondernemer was my naam Freddie. Kan jy vir Freddie onthou? Ons onthou Ek kan Friday, niks onthou, maar want ek dit was moet so vir vermoeilik. jou sê dit was vreeslik. Freddie, ek het baie van Freddie gehou. Dit is een koppel wat getrou het, was dit nie? Soos Ek kan nie onthou nie. Wel, maar dis meer as Sien, wat jy die kan ook nie onthou nie. VSA's kan sê Ja, op die ja. laaste Ja. seisoen, want niemand het getrou op die laaste een nie. spoiler. het niemand getrou Sorry, op as die ja, niemand het getrou nie. Nee, hulle het die hele ding gegaan. Dit is baie vreemd geweest by die reunie ook van hulle het baie oor dit half gepraat want gewoonlik by die reunie fokus hulle baie op daai vandag vind ons dit uit of jy weet Love is Blind of Ja, hulle is liefde nou blind. Ja, hulle fokus baie daarop voel dit vir my en ander seisoene, maar in hierdie seisoen kon hulle uiteraard nie daarop fokus nie want niemand het getrou nie. liefde was maar nie blind. So in elkeen van die episodes van hierdie reeks nou of by elkeen van die troues het hulle toe op die einde besluit nee, daar was nie soos ons gaan daar was 'n trou. paar paartjies wat voor die troue al Gesê het hulle gaan die eerste Regtig? daai stap oor van nie. Nou, Nee. moet ons dit nog steeds kyk of het hulle nie almal vir Ja. kansel beland? ja, want dit was Ja. baie entertaining. En die mense, die deelnemers is verskriklik interessant. Daar's 'n vrou wat 'n haarkapper is. Ja. Wat nie lyk soos 'n haarkapper. Haarkapper. Hare is bietjie van 'n nes. Wimpertjies, jy En kan dan die staan nie 'n man wat die hele tyd 'n kam in sy hare dra. Wat is sy naam nou weer? Edmund. Edwin is die een wat vloer gesien het. Ja, maar dit voel vir my dat in elke seisoen het hulle so een of twee Uitskietertjie. karakters. Ja. Kom ons ek imagine nou vir of ek dink nou aan Grease Lightning. Aan John Travolta en Grease. Ja, Die ek kom by die kosse troue het hare. hy die kammetjie in Dis sy hare. baas. gehad. Is so En by hare- die reunie ook. Ja, Toe hy ek- afkom by die ek kyk trappies, het hy die kam ook in sy hare. So dis nou seker maar net sy ding. Daar's 'n paar interessante goed want soos een van die deelnemers het byvoorbeeld 3 maande nadat hulle klaar geskiet het, toe is sy verwagtend. Met een van die ouens van Nee. nie. Nee, ander man se baas. En sy het die man wat sy gekies het in die pods, het sy eintlik gesê sy gaan nie met hom trou nie want hy het 'n kind en sy het net gevoel sy kan nie 'n ma wees nie vir die kind nie. En toe 3 maande later het sy haar eie kind. Aha. Maar sy het ook nou uitgekom in 'n een van die ander deelnemers het een van die ander seisoene het 'n hele potsending reeks waar hulle basies nou maar praat oor Love is Blind en ander werklikheidsreekse. En Megan is haar naam Megan Sparkle. Sparkle Megan. Megan Sparkle. Ja. Ek sal nou net sê Megan Sparkle. Sy het in hierdie potsending gesê dat toe hulle nou die kind ontmoet het want die veral verloofde wat sy nog gehad het op die program. Sy kind is wat 5, 6 jaar oud. Hy's 'n tipe 1 diabetes, so dit was 'n groot deel van jy weet, hulle storielyn en
hulle het besluit om nie die kind in die program te hê nie en nie te wys nie. Maar sy het nou later op die potsending vertel dat Jordan met wie aan wie sy nou verloof was, gesê het hierdie is die vrou met wie ek gaan trou. Dit is baie duidelik by die intrapvak gesê, soos hierdie is soos my volgende vrou. En weet net, daar gaan 'n huwelik uit kom. En as jy nou die reeks ken, weet jy dis nie 'n feit en uiteraard vir hulle was dit nou nie 'n feit want hulle het opgebreek, maar dit is nie 'n feit nie, kan jy eintlik dit nie. So toe was daar nou 'n bietjie vraagtekens daaroor op sosiale media oor hoekom het haar so dan nou aan die kind voorgestel as daar nie sekerheid. Presies tog. Ja. Ja, want ek wil iets vra oor Sparkle, Meghan Sparkle. Want ek het Sparkle Meghan. Ek weet nie watter een dit is. Ek het letterlik al 'n halfuur van die eerste episode gekyk. So ek het nie niks gekyk, ek het al 'n halfuur van die eerste episode gekyk. Mooi. En die hoeveelheid keer wat daai vrou die Sparkle storie vertel het, ek kyk 'n bietjie jammer want ek dink daai mense het gesien hoe sy praat en soos ons gaan hierdie so redigeer as sy dit 'n miljoen keer sê. Sy het seker 5 keer in daai eerste en dan sê sy vir elke wat instap, I'm Meghan and my friends call me Meghan Sparkle. Okay. Dit is nie nodig om dit vir elke persoon so te sê, draak 'n bietjie afgesaag. Dis hoe Ek voel rarig nie asof die liefde rarig blind is nie. Ja, want ek wil jou nou vra. Ja. Ek wil jou vra, kan ek jou vra op dit, né? Ek wil julle albei vra. Hoe voel julle oor die feit dat hulle hierdie noem Love is Blind, maar almal wat daaraan deelneem is stereotypiese aantreklike mense. Ja. Daar's nie 'n gewone plain ou gesiggie wat daar is tussen die Ons nou nie soos 'n mense. Shrek en Fiona wat mekaar vind. So is love soos Ek weet nie, ek voel ook baie keer wanneer hulle veral die regte wêreld betree en hulle moet nou saam in die woonstel bly en al daai goeters, dit is wanneer hulle besef wat hulle eintlik mee besig is. En dan is dit wanneer die dinge bietjie moeilik raak. So ja, ek dink 'n mens kan definitief verlief raak op iemand wat jy nie sien nie, maar ek betwyfel maar bietjie die volhoubaarheid daarvan. Ek weet daar is 'n paar van die paartjies wat al getrou het en wat intussen tyd nog steeds saam is en wat al kinders het en so aan. So dis maar dieselfde soos met boersoeke vrou. Jy het maar jou mense wat daaruit baat en die ander nie, maar ek moet vir jou sê die meerderheid van Love is Blind is nogal mense wat op die ou einde ek voel baie keer is ook mense wat graag deelneem net vir die jy weet vir die fame of wat noem mense dit vir die baie van daai mense wat dan nou nie daar vir die sparkle maar mense wat nie daar liefde vind het ek al gesien Netflix trek op 'n ander programme in. Ja, so hulle herwin weer. Herwin, jy ken hierdie dis basies soos Bachelor en dan dit is nog hulle meng so rond die deelnemers. So as hulle nou nie iets daai uit kry nie, dan weet hulle daar's 'n kans. Ja, hulle raak so half 'n gesig en hulle raak ook bekend op sosiale media, veral as hulle 'n bietjie omstrede was. So, ag ja, ek dink dit is maar so 'n bietjie van 'n tweeledige ding, want ek dink die mense soek dalk regtig liefde, maar ek dink hulle soek ook net aandag. Iemand het vir my gesê toe ek al met hulle gesels het oor hierdie soos die feit dat basies net mooier mense aan hierdie ding deelneem. Gesê, want ek was self bietjie bitter. Ek sê verstaan, daar is nie mense wat ek voel ek kan mee assosieer wat aan hierdie goed deelneem nie. Toe sê die persoon vir my, maar eintlik behoort hierdie dan vir jou te wys, dit maak nie saak hoe mooi jy is nie. Want die mense dink dit gaan nou half hierdie maatstaf wees, so hoe mooier hoe makliker moet dit wees. Maar een van die ander meisies wat deelgeneem het, so blonde Casey, sy het self gesê sy was nog nie in 'n verhouding waarop sy nie verneek is nie. Verstaan? So, ja, maar sy's bietjie van 'n spice Casey, my vrou. Spicy Casey. Sy is all over, julle. Sy is Nee, dit is mal. Jy het nie eens by daai episode uitgekom nie. Want dit was 'n verskriklike ongepaste toneel tussen haar en Patrick wat almal in die wêreld het gekringe. Almal was soos nee, sit af Netflix. Internasionaal het almal daar gesit saam in al die tale. Internasionaal het mense. Nee, dit was regtig erg. En dit was ook 'n ding by die om een of ander rede het sy so 'n groot rol gespeel by die reunie. Alhoewel, want sy het toe nou verloof geraak aan iemand, maar hulle het mekaar ontmoet en toe staan so 'n toneeltjie in 'n ek weet nie hotel se wat sy net gesê het, sy is nie aangetrokke tot hom nie en sy gaan nie hierdie verhouding nou verder vat. Maar dit sê sy in die dagboek. Want vir hom sê sy iets anders. Ja, soos hy stap daar uit, hulle gaan net weer probeer.
in Denver. Hulle So gaan sê net ja, mekaar- geheeltyd. Maar Ja. sy spring op hom en voetjies om die lyf en dit was regtig nog 'n ongemaklike ding om te kyk. So dit bewys eintlik ook soos liefde is regtig nie blind nie, want soos jy het ja gesê. En dis eintlik 'n ander ding en ek weet jy het ook 'n probleem hiermee, is hulle ken mekaar 'n week of 10 dae of hoe ook al lank hulle in daai ruimte is, dan sê I love you. Ja, I love you so much. hulle gooi daai baie maklik en dan rond. sit soos Baie maklik. Ontspan, Kan ontspan. ons net rustig raak. En een van die meisies in hierdie seisoene het ou aangevat en gesê ek dink nie jy moet dit nou al sê nie Mooi. en daar was 'n groot ding daar want hy het toe nou later in die seisoen gesê hy's nou spyt dat hy dit vir haar gesê het en hy wou dit eintlik terugtrek. Spyt kom gewoonlik te laat. Ja, maar ek dink mense gooi regtig daai liefde woordjie net so Aan 'n bietjie te plek- maklik raak. Dink jy dan nie ook, ek weet jy weet nie nou kontroversieel is om te sê nie, maar dink jy dan nie ook die vroue wat deelneem, né, is vir my soms 'n bietjie high maintenance. Mag ek dit ek weet nie wat dit Afrikaans is, dis almal Een van die vrouens wat deelgeneem het toe sy nou in die regte wêreld inkom saam met die man. Toe vra sy, ek kan nie hulle naam onthou nie, maar toe vra sy, ek dink dit is Anton en wat is die vrou se naam? Ali. Ek kan nie onthou nie, maar Ali toe die vra slordige sy, verpleegster. toe vra sy, kan sy ophou werk of iets is dit, maar kan sy nog steeds haar Botox maintain? En toe sy gesig was ook so. En Nee. ja, so dan besef jy hoe mense eintlik regtig is. En hulle want En sy het dus ook reguit gesê ek is 'n slob. Ja, sy het Was gesê dit ek gesê? maak nie Ek skoon maak nie nie. skoon nie. Hy het vir haar en sy het gevra maar maak jy dan nou nie skoon nie? Is dit jou normaal? En toe sy so, oh, goed. Baie. Ek het van die mans regtig al jammer gekry want ek het gedink hulle Och, nou vir van daai vrouens raak regtig moeilik. Die een ek onthou, ek dink dit was met die Britse een, het daar een van die vrouens so kwaad geraak want die man kon nie ruik dat sy graag blomme wil hê nie. Letterlik sy het vir hom gesê was kwaad want hy het nie vir haar blomme huis toe gebring. Ek dink die eerste of die tweede dag het hulle saam gebly het nie, maar sy het nie vir hom gesê blomme is vir 'n belangrike ding Kan nie. ons wil nie altyd sê nie, Joa. Soms moet Ons wil mense dit sê. ontvang. Kommunikasie is baie belangrik in Kommunikasie is verhoudings. belangrik. julle. Ja, kommunikasie Dit is is eintlik sleutel. ek dink die hele ding waarop hierdie Love is Blind ding gebou is, die fondasie waarop dit lê, is die feit dat jy met iemand kan gesels en dan verlief raak op hulle deur wat hulle vir jou sê. Ja. Maar dit is 'n baie gevaarlike speletjie want 'n mens kan baie maklik goedjies sê wat jy glad nie bedoel nie. En as jy agter 'n muur is, dis baie soos om kommentaar te lewer op die internet. Want jy's veilig, Jy's né? veilig. Jy kan sê wat jy wil. As iemand reg voor jou sit, is dit baie moeiliker om hulle in die oë te kyk en sekere dinge te sê as wat jy sal doen agter 'n muur. So ek dink dit is maar die hele fondasie waarop die program gebaseer is, maar ja, soos ek gesê het, wanneer hulle die regte wêreld betree, dan is daai Ander dinge. fondasie heeltemal geskit en dit is dan eintlik maar waar die dinge doodloop. Sal ons dan nou hierna gaan van die pods na die plaas toe? Ja. Asseblief. So nog Ja, nog reg. 'n liefdesreeks wat nou natuurlik hierdie week klaarmaak is Bushka die jongste seisoen. Ek dink dit is die 17 as ek nou reg is. 17. So ons het dit gekyk en gevolg en ek wil ook by julle hoor want daar was 'n bietjie vernuwing hierdie seisoen gewees. Ons 'n nuwe regisseur, ons 'n nuwe aanbieder. Kon julle daai vernuwing Ja, voel en Ja. sien? ja, mens kan dit definitief. Ja, mens kan definitief kyk, die vorige seisoen het mos ook 'n ander regisseur gehad en 'n mens kon definitief daar ook bietjie meer die werklikheidsreeks gevoel kry wat hulle probeer skep het amper met ietsie soos 'n amper soos Love is Blind waar hulle die deelnemers meer soos karakters na vore bring amper. Ja. So daai gevoel het definitief my nou weer verander by die nuwe regisseur. So elke keer kan jy half aanvoel want ek meen daar was vir baie jare dieselfde regisseur en toe het hulle vir een seisoen 'n nuwe een gehad en toe nou weer 'n nuwe een. So ek dink mense kan elke keer definitief aanvoel as iemand anders daarmee gewerk het en op wat anders is hierdie jaar is Riandi Gray is die aanbieder. Kan ons oor Riandi praat? Ons kan. Wat Want ek- ek hou so baie. Ek kan ook so baie van haar. Ek is eerstens sy's mooier as 'n mens. Ek weet, dis regtig eintlik sy laat my oë partykeer Verstaan nie hoekom kan een persoon so mooi lyk met reguit hare en dan in die En die krulhare. krulhare Ek nie. verstaan dit nie. En daai krul is net so hulle lyk nou maar net so. Natuurlijk. Verstaan, sy loop dan van die warmste want hulle het hierdie reeks ook geskiet in die somer. Wat nou ook lekker is want ons het nog nie, ek dink jy ons het al so 'n seisoen gehad wat hulle dit in die somer was vreemd om almal in kortbroeke en goed te sien. Ek sit nie gewoond daaraan nie. Want die boere het altyd kortbroeke aan wat ek koud te warm Ja. is, maar
Maar sy het in van die warmste dele van die land en lyk sy net so pragtig. Haar Ja. hare en haar klere en haar hele gevoel wat sy skep. Ek was mal oor haar. En die ding van haar is, sy is soos wat sy is. Sy's regtig so Mhm. gaaf en vriendelik en opreg en Ja. dit is regtig ook mens kan dit aanvoel deur die skerm. Ek hou regtig baie van haar. Maar Shield het regtig 'n baie goeie werk gedoen vir die klomp seisoene wat sy op was, maar ek dink Rihanna staan definitief haar skoene baie mooi vol hoor. Dis lekker want dit is altyd bietjie anders. Nou ons het ook daaroor gesels en gesê Rihanna, ek dink dit was al klaar in die eerste of die tweede episode, sy het op die perd gespring. Ja. Sy het verstaan daar by die diere betrokke geraak. Ek was nie bang om haar hande. Ek het daar gestaan, ek was bietjie so, Sisa. ek sal nie kan. Ek sal Was ook met Marcel se seisoen wat sy soos haar hand moes insteek ergens om te voel of iets drag. Ja, ek dink dit Oh. Ek weet nie, ek was net so Sisa, Mizaan gaan nie haar CV insit op die Sis nuwe wysie. aanbieder. Sis wysie. wysie. Mizaan gaan nie haar naam in die hoek van die volgende aanbieder van Bush Nee. Ek voel jy's met 'n kwela vrou. Jy's met 'n kwela of 'n bravo meisie. meisie. Ja, ek Nie voel jy's 'n boertjie vrou bravo meisie. Die boertjie Ek sal boertjie vrou wil aanbied. Ek dink ek Sal gaan jy? nog op die plaas. Sal jy kan. nog gehad tussen die manne? So jou hande indruk. Ja, ek is nogals 'n bok vir sport. Maar ja, 'n boerbok. Ek is 'n boerbok vir sport, maar ek moet vir jou sê ek ken nie die plaas nie. Ek is nou nie 'n plaasmeisie nie, maar ek dink as jy my daar ingooi in die situasie sal ek hom kan hanteer. Ons is moedmeisies, nie plaasmeisies. moedmeisies. Ek Maar sê moedmeisies Op kan die plaas, daar op die plaas. by op die plaas. Plaas, in die woord was die plaas. Ja, girls. Hierdie Maar ons hou van die boere. Ja. Ja, wil 'n bietjie gesels oor die boere. Ja, ook. hierdie jaar se boere was vir my nogal interessant. was nog interessant geweest. Ek sê dit 'n bietjie tongenetjies, maar daar waar boer Evert bly, dis baie ver. Sê gou 'n bietjie vir ons, waar is dit nou weer? Ek het al vergeet waar bly hy. Chippies, ja, dis baie ver. Chippies. 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 Nee, chippies. chippies. I want to be some chippies. My Google algoritme is so uit en ek het nou dag net weer gegoogel hoe om te spel waar hy bly. As ek nie- Google where is chippies? Chippies. En toe ek dit intik, toe dink my Google want ek het dit so verkeerd gespel. Ja. Sien, ek het dit, maar dis presies Ja, wat ja. ek het dit so verkeerd gespel dat toe ek dit Wow. intik, toe sê my Google vir my, Dit is in die Soutpansberg Mountains dis of basies in Limpopo, South Africa. dit grens naby die Zimbabwe Zimbabwe se se grens, grens, ja. toe ek dit intik in Dit is regtig Google. nogal 'n entjie. Toe sê my Google vir my, ek het dit so verkeerd gespel, toe sê hy, did you mean the summer turned pretty? Ek sê Ja, soos ook in jou. Ek my- baie Dis goed. is ook ja. Maar die boere, ons het die boere, so julle het gehou van die boere. Ons het nogal lekker verskeidenheid van ouderdom hierdie jaar gehad. O, ek hou van ouer boer. Jy weet nog gaan altyd drama wees. Daar was Hoekom is daar soveel drama met die ouer boere? Wat gaan Nee, ek elke keer as daar 'n ouer boer is, dan is daar drama. maar dis hoekom ek daarvan hou. Gee vir die ouer boere want daar's altyd en oor klein dinge, ek dink jonger meisies is minder geneig om in spats betrokke te raak want hulle is ook besig om so half hulle voete te vind in die groot menswêreld en hierdie is dalk nou 'n eerste of 'n tweede of dalk 'n derde verhouding. Hulle is nie so ervare daarmee nie. En met die ouer vroue het hulle nou al 'n hele lewe gehad van verhoudings, van harte wat gebreek is, van dinge wat verkeerd geloop het, baie onsekerhede wat geskep is, dalk 'n bietjie trauma wat hulle deur moes werk en nou stap hulle in en ek dink dit is 'n baie onnatuurlike ruimte vir ouer vroue veral. Dit is 'n onnatuurlike ruimte om te met meeding vir 'n man, maar vir ouer vroue veral, jy weet, ons het dit letterlik nou hierdie jaar gesien, die oomblik toe die vrou op die plaas kom, daai eerste keer wat hulle ontbyt moes maak, toe beklei hulle oor die spaan. Hulle het letterlik beklei oor die spaan. wat Soos en want hulle wil, ek dink hulle wil eintlik net wys maar kyk, ek kan 'n plaasvrou wees. Ek kan vir jou ontbyt maak. En uiteindelik is hulle so besig om die hele tyd te worry oor die ander vroue in die vertrek dat hulle eintlik heeltemal oë verloor op Rudy en om lekker tye saam te hê, maar ek dink dit is 'n onnatuurlike situasie. Maar Rudy het nie dit geniet dat hulle mekaar Nee. so. Nee, kyk, die wat dit nou gevolg het, ons sal nou sien by die reunie episode hierdie week, maar Rudy toe was nou een van die dames in sy top 10 toe nou op die einde gekom om met hom met vakansie te gaan. En wat vir nogal lekker was, wat nogal lekker was van die vakansie episode, almal het regtig gelukkig en verlief gelyk. Dit was regtig, dit was 'n baie lekker vakansie episode gewees. Behalwe vir die feit dat dit so mooi was.
Ja, Want dit dan was die so Weskus mooi. gaan skiet, dit was Maar so maar mooi. ek het nie gekyk Skote en nie, die soos die skote en Ja. Dit was verskriklik mooi geweest. En iets by die skote wat met my interessant is, ons het gesels met Ferdinand van Sail wat nou die nuwe regisseur is. En hy het gesê ook een van die goed wat hy anders wou doen hierdie jaar. En ek dink mens kon dit sien in die vakansie episode en in al die episodes waar iemand huis toe gestuur is. Hy het gesê hy gaan nie wegskram van daai kom ons sê met 'n awkward oomblikke nie, né? As iemand dalk hulle gesig trek of as iemand dalk as daar so 'n Want jy bietjie wil weet. ons wil weet, as daar 'n bietjie ongemaklikheid of 'n stilte heers, hy het gesê hy nou aan rol en hy gaan dit insit. Mens kon dit sien in een van die episodes waar iemand huis toe gestuur is. Die vrou wat in haar huis toe gestuur is, haar wenkbrauwe, dit was so splitsekond. En mens sou dit nie kon sien as iemand dit nie vasgevang het nie. Jy kon sien hoe teleurgesteld sy was en hoe vinnig sy haarself probeer regkry het. Sy was eintlik soos en toe sê sy self besef okay, maar daar's kameras op, maar hy het al daai oomblikke vasgevang. Dit was nogal vir my opvallend. Hierdie jaar sin al daai klein oomblikkies was bietjie anders geweest. Mens As het so oomblikke gepraat gesien. van klein oomblikkies, vir my voel ek, as ek nou Boer soek 'n vrou kyk, Ja. en hulle vertel nou, die volgende oggend, Jesus, julle het so lekker gebraai. Wys ons die braai. Ek wil sien hoe braai jy. Ek wil sien hoe is die interaksie tussen hulle, want ek hou daarvan om voor die tyd te gaan, ek dink ek hou van braai in die meeste. Maar soos wat hulle dit partykeer redigeer, As hulle mekaar dis kies, as hulle dan so hulle probeer hulle self so beskerm. Ek kan dit nie hanteer as die meisies elke keer so gaan. Ag, weet jy, ja, ek wil nou nie my hart oopmaak nie. Meisie, dis waarvoor jy hier is. Is om jou hart op te maak. Jy het gekom vir dit. Dit is wat jy nou hier doen vandag. En ek wil dit sien wanneer hulle die program uitsit. Ek wil sien hoe braai hulle, ek wil sien hoe flirt hulle, ek wil sien Ja, hoe as daar 'n skelm soen vry. hulle om die hoekie. Ek moet weet, dan want moet weet. Partykeer dan is hulle so half neutraal teenoor mekaar en dan kies die man 'n vrou en dan sy so, o, Ja, want Ja, hulle jy kan skep glad so nie 'n sien. neutrale spasie dat jy later nie meer kan agterkom van wie hy eintlik hou of nie. En dit is wat ek graag wil sien. Maar dink julle want dit was nog altyd die formaat van Boerseker vrou, daai om so neutraal en die boer moenie te veel wys en sê nie. Dink julle omdat ons al van die Boerseker vrou begin het wat 2008, 2009 was, het ons al so baie ander reekse gesien. So ons raak nou 'n bietjie bederf. Ons wil meer sien, maar dink julle die Afrikaanse kyker Is dit maar 'n is bietjie dit. kuis. is ons gaan nie Dit dit is hou dit. te veel karring aan daai tipe want formaat ons nie. kyk Love is Blind, die van ons wat nou maar daai guilty pleasure het en hulle doen verskriklike goed, maar ek dink as jy dit in Afrikaans op TV gaan sit gaan. O, nee, almal dit weet sal jy. nie Ja, so nie so. maar ons wil nie Ons so wil ver nie oorhou so ver nie. gaan nie. Dit Ons is wil nie net so 'n ver te sneetjie gaan nie. hê. Ek wil net meer kan sien. Het julle al Farmer Wants a Wife gekyk? O, dit is baie erger. Former wat se wat Australiërs. Ja. Braai hulle mekaar. Hoorie, Hulle doen goed in jacuzzis. die Australiërs hou nie terug nie. Dis Hoor. baie Die anders. Farmer Wants a Wife is nogal Dis nogal bietjie Dink maar waar kan ek dit kyk? op YouTube. So ek dink iets wat dit wys eintlik so goed hoe anders ons voel oor Boerseker vrou as Love is Blind is. Ek en een van ons ander kollegas het een van die episodes gekyk, 'n stukkie daarvan gekyk by die werk vir werksdoeleindes. En Boer Evert en Lauren toe die laaste pasmaat toe nou weg is wat hulle nie gekies het nie. Toe sy weg is, toe hy en Lauren dadelik, dit was 'n handjie hier en ek dink sy het so gespring in sy arms en ek dink hy het aan haar been gevat, 'n onskuldige ding. Maar vir ons wat nie so gewoond is aan 'n Boerseker vrou nie, was so, "Oh, hy vat aan haar been. Hy vat aan haar arm. Hy gee vir haar soen. Ons is nie gewoond daaraan nie." Dit is hoekom 'n mens graag 'n bietjie meer van dit sal wil sien deur die reeks. Ja. Dit is so verstaan vir liefde raak. Ja. Ons is 'n handjie op die deur. Dink jy ek wil julle ook ietsie vra want dit is nogal iets wat baie keer ook in gesprekke opduik tussen my en van my enkellopende vriendinne. Is mense se opinie oor die tipe vrou wat deelneem aan Boerseker vrou. Want baie mense sal spot as jy nou lank ekolobidus en sê is dit nie nou maar tyd om in te skryf vir Boerseker vrou nie. Asof dit nou die laaste, jy weet dit is nou die laaste. Trek ons het daar alles anders probeer. tyd. Koer uitgaan werk nie Boerseker vrou nou. Dink julle nie mense besef dat dit eintlik vat dit verskriklik baie waagmoed om aan so iets deel te neem want jy moet meeding voor 'n klomp mense Ja. op iets wat eintlik nogal ek wil sê intiem is en 'n mens kan baie maklik jy kan seker die kommentaars weet hoe mense is met kommentaar teenoor van hierdie Dit Frans. is verskriklik. Kritiseer hulle hare, hulle klere, hulle gemering wat ook al so ja, wat dink julle oor daai neg? Sou julle dit ooit oorweeg het om in te skryf? Nee, ek's nie 'n boer. Nee, nie een. Ja. Nee. Dit is nie ek of dink boer net se vrou nie. dit
en ja, ek aard maar glad nie. Girl is nou maar 'n ooste girlie, so gaan dit maar Jy nie gaan sy doen. bly. Dit is die eerste probleem en die tweede probleem is hoe gaan jy ooit op 'n natuurlike manier regtig ek meen dit het al gebeur, maar ek dink net uit die aard van my persoonlikheid. Dit sal nie werk nie. Ek sal nooit kan net oopmaak nie want ek sal die hele tyd bewus wees van die Van die kameras. kameras. Ek dink dis wat dit ook moeilik maak. Hulle wil dalk bietjie meer autentiek wees, maar jy is so bewus daarvan dat daar iemand op jou is en jy weet almal gaan dit sien. Jy En weet ek jy dink dis ook hoekom collega's. hulle heeltyd sê ek wil nie myself oopmaak nie, ek wil nie seker nie, want ek dink dit is bang om daai Ja, teleurstelling ook te wys wanneer hulle, jy weet, gevra word om die plaas te verlaat, dan wil hulle nie wys hulle is teleurgestel nie, maar ek voel dit is okay om te wys jy is teleurgestel. Dit is waarvoor jy gekom het. En in daai konteks van daai program is dit okay. Ja. Maar ja, ek besef ook die girls wil obviously hulle self baie beskerm en ek dink dit is ook maar Ja. dit speel ook maar 'n rol. En soos jy sê die kameras, ek moet sê dit voel vir my Suid-Afrikaners en Afrikaners veral is nie 'n gemaklike kameramens. Die deurslit Afrikaner is nie gemaklik voor die kamera nie. Ons praat nie so gemaklik voor die kamera soos wat Amerikaners byvoorbeeld nee. doen. Hulle gaan sit sommer net en praat, jy weet, hierso moet jy so half iemand miskien 'n bietjie aanmoedig of jy moet hulle uit hulle dop uitkry. So ek kan nogal sien dat die meisies hulle self 'n bietjie Bietjie terug gaan met dit. terughou veral met die kameras voor hulle. Ek dink dit speel ook 'n rol met wat ons nou oor gepraat het oor die ouer en die jonger meisies wat inskryf of die ouer vroue en die jonger meisies. Wat ek nou agtergekom het, hoe ouer mens raak, as ek nou kyk na my ma en of nene en daai ouderdomsgroep is, hulle kan nie eintlik meer omgee nie. Ja. Soos dit ek is wie ek is. Vat my of los my. Ek wil die jonger vroue is meer geneig om baie onseker te wees oor kan ek hierdie opinie gee. Ja. Jy weet, is my hare nou okay? Hoe lyk my klere Ons is vandag? baie onseker Daar's oor baie onsself, onsekerhede. So dit is hoekom ek dink dit makliker vir die ouer vroue is om hulle self Ja. te wees op kamera, waar ek dink die jonger meisies is baie soos nog steeds Ja. selfbeskermend en nou op sig. Maar hoekom ook want daar's soveel reekse wat gaan oor liefde en oor liefde soek. Hoekom is dit nog steeds vir ons so relevant? Hoekom kyk ons nog hierdie goed? Want al weet ons hoe van dit gaan eindig, ons kan al klaar voorspel hoe dit gaan eindig. Maar tog ons almal Want glo nog in so liefde. mooi. Liefde wen tog Want op liefde die ou wen. einde. Shout out Kyk. about boss liefde wen. Maar daar's soveel mooi oomblikke ook, soos waar daar nou paartjies nie uitwerk nie. Kyk net na Boer soek 'n vrou se geskiedenis. Daar is soveel paartjies Ja. wat nou nog getroud is, wat kinders het, wat jy weet, die Julle ou lewe so Tikkie en Selma Louise van die heel eerste seisoen is nog Onthou jy steeds ons naam? getroud. Ek onthou vir Boertjie. En hulle het kindertjies. Ek was nie En los hulle is so gelukkig en hulle is nog steeds gelukkig. Jy En dis regtig Dis mooi. wonderlik. En dink daaraan soos sou dit uitwerk. Dis die ding. En jy staan eendag, jy's 10 jaar getroud en jy het 2 kinders. Jy het 'n hele ding wat eintlik jou liefde, soos ons kan dit nie sê nie. Ons kan nie sê daar was 'n kamera wat ons liefde in sy begin alles stadium gevolg het nie. vasgevang het. nie, Soos ja. hulle kan net daarna gaan terugkyk en dink jene, soos hierdie is eintlik nogal cool dat ek dit kan sien en dat ek dit vir my kinders kan wys. Kyk, ek en pappa verlief geraak en dis mooi. Ek dink dis net mooi. Ek dink Ja, ons sal altyd liefde, enigiets wat te doen het met liefde sal ons altyd tog kyk. Nou ons sal nie sommer dit prys gee nie. Boerseker vrou sal aanhou en Love is Blind sal aanhou. Dit is nou gaan mense daarvan 'n opinie te gee. So gaan jy of jy by die braaifees het gekyk het nie. dit. Dink julle daar gaan 'n 18de seisoen wees? Ja, maar ja, want kan ek sê dat ek volg vir Ferdinand van sy op Instagram. Ja. En ek het gesien hy het 'n fotootjie opgesit nou daar wat sê BSV 18. So hulle is klaar besig. Hulle is klaar besig, dink ek, om te gaan of te gaan bietjie kyk. Ek weet nie of daar boere, maar die boere moes al ingeskryf het. So nee, BSV ek moet mooi konsentreer 18 is reeds besig om Lekker. geplant. Hulle plant help my gou kan ek dink aan 'n mooi metafoor Kan maar kyk net wat vir uit ons die vrye asseblief. Dis ons Ja, vraag. Ferdi, laat ons sien hoe vry hulle. Dalk net nog dalk so 3. Net so 3 sien. Net so vinnig net so Net so Net 'n ou en